Goeiemôre, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons skriflesing kom uit Genesis 4 by die offer van Kain en van Abel. Kom ons luister saam na die woord van die Here. Kom ons buig ons hoofde in gebed saam. Onse Vader in die hemele, ja, dis as ons op ons eie sondes gewys word, ja, as ons die lelik van ons eie sonde gebrokenheid raak sien en besef, is wanneer ons met leë harte, met bedelaars harte, in Jesus naam na U toe kom vanoggend. Vader, U leer self in die woord, ja, dat U nie van ons offer sou vra nie, want wat se offer sou ons bring, dat U ons sondes kon vergewe, maar dat U 'n hart vol ootmoed, wat leeg al sy hoop en sy geloof vestig op Christus en sy afgehandelde werk aan die kruis, ja, dat U so hart nie geringskat nie. En so kom ons na U toe vanmôre, om by U voete te kom sit, om na U woord te kom luister, om aan die heilige nagmaalstafel te kom aansit, om self deur U gevoed en geleer te word in die waarheid van die kruisevangelie. Vader, hoor ons as ons pleit. Vergewe ons sondeskuld in Jesus naam. Ons gebrek aan liefde vir U, ja, dat ons U elke dag nie heilig as die enigste ware God wat leef en regeer nie. Dat ons soms liefdeloos is teenoor mekaar. Ja, vergewe ons. Kyk ook nou na elkeen van ons, beklee, omvou met die geregtigheid van ons Here en ons Verlosser, Jesus Christus. En lei ons nou deur U Gees in die waarheid van die woord, sodat U alleen verheerlik kan word, sodat U alleen uitgewys kan word as die enigste ware God wat leef en regeer. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Voor ons gaan saam lees, wil ek graag vanmôre eers 'n gedig voorlees van ons eie Hennie van der Merwe, wat nou aansluit by die woordbediening vanmôre. En die opskrif daar is versoeningsaltare. Om ons met God te kan versoen, moes iemand vir ons sondes betaal. So 'n offer moes egter aan God se heilige eis voldoen. Tot op God se volmaakte tyd moes priesters die diereoffers bring. Offers is op altare gelê in goddelike teenwoordigheid. Die bloedkruis op Golgotha vertel vir ons van nog 'n moord. Daar het die bose magte saamgespan teen God se verlossingsplan. God het self sy offerlam op daardie altaar neergelê. So het Christus deur sy liefde gedring, sy vrede vir ons gebring. Ons skriflesing kom uit Genesis 4 vers 1 tot 12, Kain en Abel. Die mens het met Eva en sy vrou gemeenskap gehad. Sy het swanger geword en aan Kain geboorte gegee. Sy het gesê, ek het van die Here 'n man verkry. Sy het weergeboorte gegee aan sy broer, aan Abel. Abel was 'n herder van kleinvee en Kain 'n landbouer. Na verloop van tyd het Kain van die vrug van die grond 'n offer vir die Here gebring. En Abel, ook hy het 'n offer gebring uit die eersgeborenes van sy kleinvee, van hulle vet. Die Here het Abel en sy offer met guns beskou, maar Kain en sy offer het hy nie met guns beskou nie. Dit het Kain baie kwaad gemaak en hy was terneergedruk. Die Here vra toe vir Kain, waarom is jy kwaad en waarom is jy terneergedruk? Is dit nie so dat as jy goed doen, jy jou kop kan optel nie? As jy egter nie goed doen nie, lê die sonde op die loer voor die deur. Na jou is sy begeerte, maar jy moet oor hom heers. Kain sê toe vir Abel, sy broer, kom ons gaan veld toe. Toe hulle in die veld was, het Kain teen Abel, sy broer, opgestaan
en hom doodgemaak. Die Here het vir Kain gevra, waar is Abel jou broer? Hy het geantwoord, ek weet nie. Is ek dan my broer se oppasser? Die Here het gesê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer bly roep na my vanuit die grond. Daarom vervloek is jy, verban van die grond af, die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit nie langer sy opbrengs vir jou gee nie. 'n doellose swerwer sal jy op die aarde wees. Tot sover ons skriflesing. Ons gaan veral fokus in hierdie woorde in vers 4 en vers 5. Die Here het Abel en sy offer met guns beskou, maar Kain en sy offer het hy nie met guns beskou nie. En dan is dit baie belangrik dat ons in gedagte hou wat die brief Hebreërs, die lig wat dit vir ons op hierdie gedeelte werp, ons lees in Hebreërs 1, vers 1, geloof egter is sekerheid van die dinge wat gehoop word, 'n bewys van die dinge wat nie gesien kan word nie. En dan gaan hy voorbeelde noem. En die heel eerste voorbeeld, dan lees ons, deur geloof het Abel 'n beter offer as Kain aan God gebring, waardeur getuig is dat hy regverdig was toe God oor sy gawes getuienis gelewer het. En deur geloof praat hy nog steeds, al het hy gesterf. Tot sover die woord van die Here. Geseënd is hy wat hierdie woorde hoor en dit van harte glo. Geliefde broeders en susters, ons bly in 'n samelewing waar rolmodelle baie skaars is. Goeie rolmodelle, en selfs die goeie rolmodelle in ons samelewing, as 'n mens mooi na hulle kyk, dan kom 'n mens agter dat hulle ook eintlik maar voete van klei het, en ook ons as gelowiges het rolmodelle so bitter nodig. En met reg kan ons vra, wanneer is iemand nou regtig 'n goeie rolmodel? Ek dink die goue reël is maar altyd, wanneer hy my by Christus uitbring in 'n vaste geloof in hom. En juist daarom kom ons hier in die baie bekende Hebreërs 11, kom ons uit by God se lys van rolmodelle. Dis soos daardie Wall of Fame wat jy baie keer in skole se sportsentrum sien. Net soos hier in ons ingangsportaal is die foto's van al die vorige dominees van Rodepoort en ontdekkers. Nou Hebreërs 11 is God se Wall of Fame. 'n Lang lys van gelowiges wat in die geloof volhard het. Teen alle teenstand in, het hulle aangehou om in God en sy beloftes te bly glo. Ja, vanoggend laat val die Heilige Gees die lig op die heel eerste geloofsheld waarvan die Bybel ons leer, naamlik Abel. Ons het reeds gehoor, deur geloof het Abel, waar is hy nou? Gaan vir my gou. Ja, deur geloof, jy sal sien nie in die middel, deur geloof het Abel 'n beter offer as Kain aan God gebring, waardeur getuig is dat hy regverdig was toe God oor sy gawes getuienis gelewer het, en deur geloof praat hy nog steeds, al het hy gesterf. Ons sien dus dat God in sy groot genade hierdie geloofsheld, hierdie Abel gebring het by 'n offer. Ons lees die heel eerste offer waarvan ons lees, is die van Kain en Abel. En daarin sien ons al die skadubeeld van Christus. Nou om dit regtig mooi te kan verstaan, moet ons mooi kan verstaan, maar hoekom het God Abel se offer aanvaar en Kain se nie? En dan moet ons mooi kan verstaan, maar wat is geloof? Wat is geloof? En in die derde plek, wat beteken dit vir ons vandag, wat gaan aansit aan 'n nagmaalstafel? In die eerste plek, hoekom het God Abel se offer aanvaar en Kain se nie? Genesis 4 is letterlik die begin van die mense bestaan buite die paradys. Adam en Eva, wat God se volmaakte teenwoordigheid kon geniet het in die paradys, het gesondig en toe moes hulle weg van God se volmaakte teenwoordigheid weggestuur word om die grond te gaan bewerk. God se heerlike teenwoordigheid word verruil vir 'n sondevloek waaroor die hele skepping, 'n sondevloek wat oor die hele skepping gehang het.
wat swaar kry. Met moeite en sweet sal die mense bestaan maak, en die aarde gaan ook vir hom dorings en dussels op sy pad bring, om hom voortdurend aan sy sondeverlorenheid te herinner. En vir die vrou Eva, het God baie duidelik gesê, dat haar swangerskappe baie erg gaan wees, en dat sy met pyn kinders in hierdie wêreld gaan inbring. Die mens was letterlik verdoem tot 'n lewe van swaar kry, moeite, van pyn, en uiteindelik die dood. Alle hoop het verdwyn. En dan Genesis 4 beskryf dan vir ons hierdie lewe, waar Adam en Eva se gehoorsaamheid aan God, die ganse menslike geslag, wat uit hulle gebore sou word, ja, onder die vloek van die skepping ingebring het. En dis die enigste lewe, wat Kain en Abel ook geken het, net soos ek en jy. Daarom word die vrede en die harmonie wat daar tussen die mens en God was vervang met geboortepyne. Die geboorte van 'n Kain en 'n Abel. Die opbrengste van hulle harde handewerk. En dit bring ons ook uit waar hulle vir God offers bring. Maar ook van 'n konflik tussen twee broers wat uitloop op 'n broedermoord. Sommige heel in die begin van Genesis. Twee mense, Kain en Abel, word aan ons voorgehou. Midde die konflik tussen hierdie twee broers staan elkeen se offer aan God, gebring op 'n hoop opgestapelde klippe, dis wat hulle gewoonlik gedoen het. Hulle het 'n altaar gebou. Abel en Kain die offer, en Abel se offer, Abel en sy offer word deur God met guns beskou, en Kain en sy offer het hy nie met guns beskou nie. En let nou hierso op twee mense, Kain en Abel. Dit moet ons gedagtes onmiddellik laat gaan na Psalm 1, wat eintlik die inleiding van die hele Psalmboek is, waar ons ook twee mense kry, die regverdige en die wat in die kring van die spotter sit. God se kind en nie God se kind. Die gelowige en die ongelowige. Jesus gebruik hierdie selfe beeld van twee mense as hy vir ons leer in die bekende bergpredikasie dat daar 'n breë weg is en dat daar 'n smal weg is. Dat daar 'n breë weg is, maar dat daar 'n nou poort is vir die gelowiges waardeur hulle moet gaan. Van Kain en Abel kry ons reg deur die Bybel, reg deur die geskiedenis tot vandag toe, en dit sal so wees tot ons Here op die wolke kom. Hierdie twee mense, die Kains en die Abels, die regverdige en die goddelose, die op die breë pad en die wat op die smal weg is. En voor ons te vinnig beweeg, kom net eers gou weer uit by die begin, by die geboorte van Kain. Hy is die eerste mens wat swaar kry en met pyn in hierdie wêreld gebring word, nadat Eva en haar man Adam gehinker het, hulle gemeenskap gehad, en Eva het swanger geword. Eva se vreugde na die pyn en die geboorte van die eersgeborene, hoor ons in sy naam Kain. Ons lees hierso in vers 1, ja, hierdie naam Kain hou die betekenis in, ek het van die Here 'n man verkry. En ek dink van daar af, die Christelike beskouing, dat elke kindjie wat gebore word, is God wat dit gee. Al van ontvangenis af, is dit God wat in beheer is daarvan. Vanaf Kain is die eersgeborene ook altyd die belangrikste in die gesin gesien. Hy is die erfgenaam, hy is die geskenk uit God se hand. En deur die eeue sou nog baie babas gebore word, wat met groot vreugde en met dankbaarheid deur hulle ouers vasgehou is die dag van hulle geboorte, maar wat soos uit die lewe sy gang gaan loop, van hulle gaan word diewe, rowers, moordenaars, en die vrugte van hulle lewe dui daarop dat hulle vir ewig verlore is. Sien, dit is wat die sonde met die mens doen, waar die mens op sy eie, sy pad stap weg van God af.
Abel aan die ander kant, soos met meeste tweede babas die geval is, ek weet ons tweede, my dogter, herinner my en Mokkie altyd daarop, dat Boetie belangriker is, want ons minder foto's as sy in die albums. Nou, die tweede is altyd die minder belangrike. 'n Mens hoor sommer net so terloops van sy geboorte. Abel is gebore en hy het 'n herder geword, terwyl Kajan 'n landbouer, 'n mielie of 'n koringboer geword het. En nou moet ons fyn oplet, dat hy die jongste is, Abel, die onbelangrike een, die nie erfgenaam, die swakkeling, die een van wie ons het nie verwag nie, vir wie God aanvaar en daarom ook sy offer. Terwyl die sterker een, die ooglopende erfgenaam en hoof van die familie Kajan, dis hy wat nie aanvaar word nie en ook nie sy offer nie. Hierdie swakkeling wat voor die sterke deur God aanvaar word, is ook 'n tema wat van hier af reg deur die Bybel gevind sal word. Dink maar aan Jakob en Esau. Josef en sy ouer broers. Josef se 2 seuns, Efraim en Manasse, die dag as Jakob hulle seun, dan ruil hy sy hande. Martie, né? Onthou jy nou se vraag, dan ruil hy sy hande, dan word die jongste geseën, Efraim, in die plek van Manasse. Dawid, die jongste wat bo sy broers uitgekies word, een van wie jy die minste sou verwag. En natuurlik sien ons die skaduwee, die veragte knegg, deur wie se sonde daar vir ons genesing sou kom. Sien julle hoe lees ons al die evangelie fyn raak hier in Genesis 4, hoe dit ingeskryf staan, maar natuurlik is hierdie 'n preek vir 'n ander dag. Kom ons kom net weer terug by Kajan en Abel. Ons het saam gelees, die Here het Abel en sy offer met guns beskou, maar Kajan en sy offer het hy nie met guns beskou nie. Moenie die fyn besonderhede mis in hierdie woorde nie. Kan jy gou vir my een teruggaan asseblief, Sheldon? Nog enetjie? Nou is ek self verlore. Gaan vir my nog enetjie terug? Ja. Nee. Ek wil ons teksvers. Gaan gou vir my na ons teksvers toe. Waar is hy? Gaan vir my aan, ekskuus. Nog een. Kyk, gaan na ons teksvers, né? Daar is hy. Die Here het Abel en sy offer met guns beskou, maar Kajan en sy offer het hy nie met guns beskou nie. Kyk mooi, lees mooi saam met my. Die Here het vir Abel eerste aangesien en toe sy offer. Maar nie vir Kajan en ook nie sy offer nie. Dit is mooi geskryf. As ons dit mooi vertaal. Ons moet dit raak lees. En ons moet dit nie mis nie. God het voor sy offer al sy met guns na Abel gekyk. En hy het voor die offer nie met guns na Kajan gekyk nie. Dawid sing dat hy God se gunsgenoot is. En in Maleagi leer ons ook hoekom Jakob en nie Esau God se gunsgenoot was nie. Maleagi sit eintlik net vir God in die woord as hy sê, is Esau nie Jakob se broer nie? Tog het ek Jakob lief, maar vir Esau het ek 'n afkeer. By Kajan en Abel begin nog 'n goue draad, wat ons reg deur die Bybel gaan kry. God het reeds voor die skepping vir Abel in Christus as sy gunsgenoot uitverkies, en nie vir Kajan nie. God is soewerein, hy kan en hy mag dit doen. Daar is 2 kinders van Adam en Eva, Kajan en Abel. Die een so sondestikkend soos die ander een. God kies die swakke as sy gunsgenoot uit, terwyl hy 'n afkeer het in die ander een vanweë sy eie sonde en sy eie opstandigheid. Dis hierdie aanvaarding van Abel as sy gunsgenoot deur God, dat God iets deur sy gees in Abel se hart laat gebeur, terwyl dit nie in die hart van Kajan gebeur nie. Want die rede hoekom God Abel en nie Kajan se offer aanvaar het nie, het nie gelê in die feit dat die een het 'n bloedoffer gebring en die ander een het 'n graanoffer gebring nie. Nee, baie later in die boeke Deuteronomium en in Levitikus lees ons dat God selfs graanoffers ook voorgeskryf het, so dit kon nie verkeerd gewees het nie.
Die verskil tussen Kain en Abel het in hulle harte gelê. God kyk altyd na ons harte. Vir Kain was die bring van 'n offer net 'n godsdienstige daad wat hy harteloos kon uitvoer. Hy het glad nie rekening gehou met wie God is, wat God hom beveel het en wat God aan hom opgedra het nie. In die res van hierdie hoofstuk sien ons in die dade van Kain wat eintlik in sy hart aangegaan het, soos ons daarna geluister het. Sy eie jaloerse hart lei hom tot die doodmaak van sy eie broer. God gaan hom in sy groot genade versorg en 'n toekoms aan hom gee. Maar God kyk anders dan na Kain as na sy gunsgenoot. Hy kyk na Kain soos wat hy na Esau kyk. Esau sou ook 'n groot stamvader geword het. In die geval van Abel, die Hebreërskrywer leer, deur geloof het Abel 'n beter offer as Kain aan God gebring. 'n Geloof wat reeds in sy hart was. Ja, sy hart was op God gefokus, op wie God is en wat God aan sy ouers, Adam en Eva, beloof het. En dit bring ons uit by die vraag, maar wat is geloof? Hebreërs 11 begin met hierdie baie belangrike woorde. Geloof, egter, is sekerheid van die dinge wat gehoop word. 'n Bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Ja, een verklaarder verduidelik dit so mooi, Prof. Henri de Tooy. Geloof en hoop is soos twee karperde. En ek het nogal gewonder, hier kan jy 'n mooi gedig oor skryf, né? Twee karperde. Geloof en hoop, jy kan hierdie twee nie losmaak van mekaar nie. En die kar wat hulle trek, is volharding. As een van die twee nie saamwerk nie, gaan die kar nie getrek kan word nie. Die eerste lesers van die boek Hebreërs het in die geloof begin uitsak. Hulle hoop op die wederkoms van Christus het flou begin word. Die skrywer wil hulle aanmoedig om in hulle geloof te volhard, om aan te hou glo. En dit is die rede hoekom ek vir hulle hierdie lang lys van geloofshelde, hierdie rolmodelle gaan gee, wat hulle ook deur die moeilike tye moes gaan dra, sodat hulle einduit in die geloof kon volhard. In die bekende volgende hoofstuk 12, kom hy juist daarby uit, maar ons het hierdie skare geloofsgetuienis, wat ons kyk terwyl ons in die wedloop van die geloof moet volhard tot die eindstreep toe. Adam en Eva moes aande om 'n vuur, of hulle in die veld gestap het, of as hulle God se sorg ervaar het in die geboorte van nog 'n bokkie vir Abel, of nog 'n goeie opbrengs in die oeste van Kain, moes hulle met hulle seuns gepraat het oor hulle tyd saam met God in die paradys. Dink maar hoe ons ouers met ons gepraat het. Dink net hoe ons Adam en Eva nie met hierdie twee seuns van hulle gepraat het nie. Die teenwoordigheid van God, sy heiligheid, sy deernis, sy sorg, sy vaderhart van volmaakte liefde. Hoe moes hulle nie daarvan kon getuig het en vertel het vir Kain en Abel nie? Al twee hulle kinders, veral vir die oudste. Ook moes hulle seuns vertel het van hoekom dinge is soos wat dit nou is. Ons eie opstandigheid het ons sonde stikkend gemaak. Swaar kry, droogte, ellende, dit was nooit God se bedoeling gewees nie, maar is ons opstandigheid wat daartoe gelei het. Hulle moes hulle vertel het van die leuns en die leebeloftes van die duiwel, wat ons as mens so maklik glo, van hulle opstand teen God, en hoe hulle vir hom weggekruip het, omdat hulle nie meer in sy heilige teenwoordigheid wou staan nie. Hulle het skaam gekry. Sonde het hulle skaam gemaak voor God. Maar die belangrikste, waarby hulle gereeld moes uitkom, wat soveel hoop in hulle harte gevestig het, was God se belofte. Eva, uit jou saad, sal iemand na vore kom, wat die kop van die slang gaan vermorsel, wat die duiwel gaan vernietig. Daarin was daar vir hulle hoop. Terwyl die seuns nog diep gedink het oor hierdie iemand, oor wie dit gaan wees en wat hy presies gaan doen, het hulle ouers hulle ook vertel.
Wie net voordat God ons uit die paradys uit weggestuur het hy nie verhulle nie. Maar hy het 'n dier doodgemaak en met die vel van daardie dier het hy hulle sondeskaamte bedek. Wat uit moes staan. Wat Kain en Abel moes weet en nie oor twyfel nie, is God se genade belofte. 'n Belofte dat hy iemand gaan stuur wat in hulle plek die bloedoffer gaan bring, sodat as hulle deur 'n ware geloof met hom bekleë is, God hulle God kan wees en hulle sy kinders, en dat hulle dan kan uitsien na 'n vaderland om weer by God te kan wees soos Adam en Eva voor die sondeval, al sou hulle sterf. Hierdie geloof, hierdie hoop waarvan hulle ouers hulle vertel het vir Kain en Abel elkeen by sy altaar en sy offer uitgebring. Sien, en dis waarby God se genade ons altyd moet uitbring, is by 'n offer, want dis wat genade is. Dis liefde wat die prys betaal wat ek en jy nie kan betaal nie. Genade moet ons altyd by die offer uitbring. Abel bring sy offer gedryf deur 'n hart wat vashou en glo in God se belofte van verlossing en hoop. Kain bring sy offer harteloos, terwyl sy gedagtes besig is met bose dinge, en God waarsku hom. Met die sonde lê op die loer voor die deur, na jou is sy begeerte, maar jy moet oor hom heers, Kain. Ons gaan vandag oor hierdie hoofstuk praat. Maar wat beteken dit vir ons, vir vandag? Wat oomblikke van nou aan 'n nagmaalstafel gaan aansit? Want sien, God se genade bring ons ook uit, bring altyd sy kind uit, sy gunsgenoot, by die offer. Ek kan by hierdie offer opdaag met 'n hart vol geloof en God se beloftes van verlossing en hoop. Of ek kan maar net opdaag, om nou maar net vanmôre deur alles te gaan, nog 'n goeie gewoonte in die kerk, nog iets wat ek vir pa en vir ma moet doen, hulle het my nou maar saamgesleep, of dis soos ons dit maar nog altyd gedoen het. Terwyl my hart en my gedagtes eintlik besig is met wêreldse dinge, terwyl die vrugte van my lewe getuig van 'n geen geloof in die heilige God, in wie se teenwoordigheid ek leef elke dag en elke oomblik nie. Deur die sakrament van die heilige nagmaal bring die Heilige Gees ons ook uit by die offer waarna Abel en al die geloofshelde van die Ou Testament so reikhalsend na uitgesien het. By Christus se gebreekte liggaam aan die kruis. By sy bloed wat in my plek gevloei het. By hom wat my sondigheid met sy geregtigheid bekleë, sodat God my God kan wees en ek sy kind. En al hoe ek hieraan deel kry, ek glo God, ek vat hom op sy woord hiervoor. En juist daarom vestig in my hart deur sy Gees 'n vaste hoop op 'n ewige lewe by hom en by Christus, my verlosser. Sy groot genade, by die Heilige Gees ons ook, deur ons harte en ons gedagtes te rig op Christus en sy volmaakte offer in ons plek aan die kruis, wil hy ons ook vermoere juis in ons eie geloof versterk. Dis altyd die doel van die sakramente, van die nagmaal. Geloof word versterk. Hy wil dat ons in die wedloop van die geloof sal volhard, terwyl ons met alles in ons uitsien na die dag wanneer ons volmaak by God en by Christus gaan wees. Miskien is daar dinge in jou hart en in jou omstandighede wat die duiwel op hierdie oomblik gebruik om jou geloofsknieë moeg te maak, om jou uit te put, twyfel in jou hart te swaai. Hy's 'n meester daarmee. Dalk is jy dood eenvoudig nog net hardkoppig soos Kain van oud, en glo jy dat daar vir jou werklik vreugde en 'n blydskap lê in 'n lewe weg van God en sy duidelike voorskrifte, soos wat hy dit in die woord vir ons leer. My broer, my suster,
waar ons harte en ons gedagtes weer deur die Heilige Gees uitgebring word by Christus en sy volmaakte offer. Kom maak die lang knie sterk. Kom, laat jou hart weer warm klop. Kom, laat die hoop weer in jou brand. As God in sy groot genade ons aan die nagmaalstafel uitbring, by die offer van Christus in ons plek. En mag die Gees ons elkeen, elke dag meer en meer beklee met ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Terwyl ons so bly sit, kom ons sluit net eers die oë. Here, dankie vir u woord wat lewend en kragtig is en wat altyd, ja, soos 'n tweesnydende swaard tot diep in hart en siel insny. Mag dit ook waar wees van ons harte. Ja, mag dit ons ook bring by Christus, die offer in ons plek. Wil u ons elkeen in die groot genade aansien? Wil u kragtig deur u Gees in elke hart van ons 'n ware geloof vestig op u Seun, Jesus Christus. Maar Here, gee ook vir ons hoop, 'n uitsien, 'n uitsig op 'n ewige toekoms by u en by Christus. Vader, as ons knie lam is, as ons begin twyfel, gryp in, doen wat gedoen moet word, sodat ons in 'n vaste geloof voor en saam met u kan wandel, elke dag van ons hart en in ons lewe. Dit bid ons in Jesus naam alleen. Amen.